Goeiedag. Dit is nou al meer as 500 dae vandat ons minister van Gesondheid aangekondig het dat die eerste geval van COVID-19 in Suid-Afrika aangeteken is en dat iemand ook later daaraan oorlede is. En dit het my dan gebring by 'n tema wat ek al vir die hele tyd eintlik vermy het. 'n Tema wat ek dink nie een van ons graag oor praat nie. Om die waarheid te sê, toe ek gedink het oor vandag se boodskap, het ek gewonder, wat kan ek doen wat mense kan inspireer en hulle kan aanvuur vir die lewe. Maar onvermydelik dink 'n mens aan hierdie een probleem. Hierdie olifant in die hoek waaroor niemand wil praat nie, waaroor niemand eintlik iets wil sê nie. En dit is oor die dood. Dis nie 'n tema wat ons graag oor praat nie, ons gesels nie met mekaar en ons gesinne daaroor nie. 'n Mens probeer dit eintlik vermy. Dis baie amper soos toe ons klein was, dat jy op die bed gelê het en gewonder het of daar nie 'n monster onder die bed vir jou wag nie. Dat jy alles gedoen het om hierdie monster te vermy. En dan nie eens onder die bed wil kyk nie, want jy is so bang dat as ek onder die bed kyk, ek hierdie monster gaan sien en iets aan my moet maak. Nou lê jy op jou bed en jy hoop eintlik dit gaan verby. Jy hoop eintlik jy raak aan die slaap, want sê nou maar net jy kyk onder jou bed. En alhoewel jy nie dink hy's daar nie, dat hy miskien tog vir jou wag. Die probleem is net, solank as wat ons dink aan hierdie monster, solank as wat ons dink hy's onder die bed, het hy eintlik 'n mag oor ons gekry. Het hy 'n houvas oor ons. En kan jy nie vreesloos aangaan met jou lewe nie. Want jy wonder, is hy nie miskien tog daar nie. So kom ons praat vandag so 'n bietjie oor die dood. Want dit is wat gelowiges doen. Deur al die eeue het mense al oor die dood gepraat. Was dit iets wat vir hulle baie belangrik was, om te sê, wat sê ons as gelowiges hieroor? En daarom wil ek vandag 'n gedeelte saam lees uit Filippense 1 uit. Want Filippense, en dit is ook so met al Paulus se ander briewe, praat heeltemal anderster oor die dood as wat 'n mens soms sou verwag. Kom ons lees saam uit Filippense 1 vanaf vers 21. Paulus skryf hier, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Wanneer Paulus dan oor lewe en dood skryf, dan sê hy, die dood is nie iets wat hom eintlik seermaak of sy pret bederf of sy vreugde van hom ontneem nie. Inteendeel, as 'n mens mooi gaan kyk na elke gedeelte waar Paulus in al sy briewe oor die dood skryf, is daar nie een plek waar hy praat oor die dood in 'n negatiewe trant nie. Om die waarheid te sê, die meeste van die kere wat hy oor dood praat, dan praat hy oor die dood in 'n loflied. Hy sien die dood as sy vriend. In hierdie gedeelte sê hy, die dood is nie iets wat vir hom net hartseer bring nie. Ja, hy is in 'n tweestryd. Hy sê, ek wens eintlik dat ek saam met julle kan wees, dat ek saam met julle goed kan doen, maar ek verlang daarna om ook by Christus te wees. So daarom is daar 'n spanning vir hom tussen lewe en dood. Lewe, want dis wat hy ken, en hier kan hy 'n verskil maak, en hier is hy by sy geliefde mense,
Maar die dood is nie vir hom iets wat 'n finaliteit bring of wat vir hom sê dis die einde van die pad nie. Hy sien die dood eintlik as net die deurgaan wat deel is van lewe. En nou moet 'n mens mooi in gedagte hou dat as hy hierdie gedeelte skryf, dan praat hy nie net oor die dood omdat dit vir hom 'n finaliteit bring nie. Hy sit hierso in 'n tronk waar hy weet daar is beperkings, hy is onregverdig verhoor, hy vrees vir die dag van môre of waar nog enigstens 'n uitkoms gaan wees en of hy uit hierdie tronk uit gaan kan kom. En ons weet, tronke in die ou tyd was maar 'n haaglike plekke gewees. Mense het nie maklik uit tronke uitgekom nie. Maar Paulus sê, as ek oor hierdie omstandighede vir my dink, dan is ek nie besig om 'n slagoffer te wees nie. Ja, ek wil by Christus wees, want dis vir my die beste. Maar ek verlang ook om saam met julle te wees. En dalk lê die geheim van lewe en dood juis in hierdie spanning van om hier te wees en om ook by die Here eendag te wees. En dalk is dit die verhaal van lewe, die spanning tussen die hier en die nou en lewe. So, hoe sal 'n mens maak as jy oor dood moet begin praat? Dalk is dit juis omdat ons nie oor dood praat nie, dat ons vir dood meer krag, meer mag gee as wat goed en behoorlik is. Soos daardie monster onder die bed. Ons vermy dit, ons sien hom in die hoek van ons oog, maar ons praat nie oor hom nie, ons dink nie oor hom nie, want as ons oor hom dink, dan bring dit vir ons angs en spanning. Ouers wil nie eintlik hulle kinders na 'n begrafnis toe laat gaan nie, want wat sal hulle verstaan? Wat gaan hulle maak met hartseer? Ons wil hulle beskerm. Ons wil onsself baie keer beskerm. Dat ons onsself nie blootstel aan verlies en afskeid en dood nie. En daarom praat ons nie daaroor nie. Mans en vrouens praat nie met mekaar daaroor nie. Ouers, kinders praat nie met mekaar daaroor nie. En tog is dit iets wat deel van ons almal se lewens is. In hierdie tyd is daar niemand van ons wat nie eers daardeur geraak word nie. Die dood van geliefdes, maar ook die dood wat baie keer in ons eie binneste is. Hoe ons ons eie liggame begin beleef, die sterflikheid, die stikkendheid van ons eie liggame. Hoe gemaak? Paulus sê, veral nou in 'n mooi gedeelte soos Romeine 8, dood, waar is jou angel? Graf, jy het nie meer mag oor my nie, want Christus lewe in my. En dis wat gelowiges doen. Hulle praat oor lewe, hulle praat oor dood, want dood het nie meer 'n angel nie. Jesus het uit die dood uit opgestaan en daarmee het ons saam met die dood uit opgestaan. En dit roep ons op tot lewe. 'n Baie bekende teoloog, Jürgen Moltmann, het op 'n keer gesê, wie sy eie dood konfronteer, wie na jou dood kyk, dit omhels soos 'n vriend. So iemand het geleer om waarlik te kan lewe. Ja, eers as jy na dood gekyk het, om omhels het, dan begin jy vreesloos, met waagmoed, lewe. So, wat 'n uitdaging, om nie vir dood meer krag te gee en mag te gee as wat dood toekom nie. Want as gelowiges bely ons elke Sondag, ek glo in die opstanding van die vlees. Ek glo in 'n ewige lewe. Ja, dood is seer en dood bring verlies en daar is afskeid en daar is 'n oop graf en daar is kosbare mense wat ons mis. Maar dit bring lewe. Henry Nouwen noem die dood sy vriend. Toe hy moes sin maak met die dood van sy ma, het hy ook geleer om sin te maak met sy eie dood. Hy sê, dis eers toe ek dood in die oë kyk, het ek begin waarlik lewe het. As 'n mens begin oor die dood praat, dan gebruik jy nie al jou energie
om net te oorleef nie. 'n Mens wat gereed is om te sterwe, is ook iemand wat reg is om waarlik te lewe. En so maak jy van die dood nie jou vyand nie, maar jou vriend. Die verhaal van die seentjie met die swart bril, die merkteken op sy voorkop, Harry Potter, is vir ons 'n sprekende voorbeeld van iemand wat iets verstaan het van lewe en dood. Sy lewe word wesenlik beïnvloed deur die dood van sy ouers. Maar hulle moordenaar, Voldemort, sy lewensdoel is om sy eie eindigheid, sy eie dood te omseil. Dood is vir hom swakheid. Dit is eintlik sy vrees vir die onbekende, die vrees vir die dood, wat mag oor sy lewe het, wat eintlik maak dat hy die een is wat sterwe, en Harry Potter die een wat dood in die oë gekyk het, die een wat waarlik lewe. Eintlik 'n mooi verhaal van iemand wat selfs in die boekwêreld, die sekulêre wêreld, iets verstaan het van die evangelie wat ons in die Bybel raak lees. Van hoe dit juist deur die dood is wat ons waarlik die lewe beleef. En ek 'n mooi voorbeeld vir ons as kinders wat al hierdie boeke gelees het, om 'n bietjie daaroor na te dink. Maar wat is die geheim? Wat is die evangelie wat ons ook op hierdie plekke raak lees? Hoe kan ons as gelowiges makliker hieroor saampraat? Dalk moet ons vir mekaar herinner aan die krag van Jesus, wat vir ons uit die dood het opgestaan. En dan van daar af terug begin leef. En sê maar, alhoewel ek weet, ek is sterflik, en tyd is beperk, tyd is kosbaar, en dat my lewe tydelik is, beteken dit nog steeds dat ek hier is, dat ek, soos Paulus sê, ek het iets goeds nog om te doen. En dit is juist die beperking wat doodbring, wat hierdie oomblikke heilig maak. Wat sê, ek is hier, ek het werk om te doen, ek kan hierdie wêreld 'n positiewe plek maak. Dit is ironies dood, wat daardie foto so kosbaar maak, wat sê, ek het iets om te vier, hier is iets spesiaals in my lewe. Dis dood wat maak dat die oomblik tussen 'n ouer en 'n kind, die oomblik tussen vriende, die oomblik rondom 'n braaivleisvuur, 'n vakansie, saam speel op die mat, heilig word. Want tyd raak spesiaal, die manier hoe ons dit kosbaar elke dag vier. So, terwyl ons hierdie spanning in ons binneste het, van dood wag vir ons almal, niemand het 'n versekeringspolis daarteen, maar dan is ek ook hier om te lewe, dat ek voluit sal lewe, dat ek elke geleentheid sal gebruik, dat ek sê, maar ek is hier vir 'n rede, ek is hier vir 'n roeping, en die Here gee vir my lewe. Omhels dood, nie as finaliteit nie, nie as 'n muur nie, nie as 'n oop graf nie, maar as jou vriend, as die een wat eintlik maar net die deur gaan is tot lewe. Vra daaroor, vier dit, maar dan gaan lewe jy, dan gaan soek jy mense op, en jy maak hierdie wêreld 'n beter plek, dan lewe jy positief, jy vier die lewe, en die tyd wat jy het, saam met die Here, saam met jou mense, is heilig. Mag die Here jou help, om voluit en met geloof, met entoesiasme, met die opstandingskrag van Jesus, elke dag te leef, ja voluit te leef. Want die Here het gesê, ek het gekom om vir julle lewe te gee, en die lewe in oorvloed. Amen. Love,
Christus ons God.